Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees ek in my trooster, kom o Skepper Gees. Goeiemôre en baie welkom by ons Sondag stil word afspraak. Wat 'n kosbare geleentheid is dit om vanoggend net weer stil te word. Die tema vanoggend is die lig wat jou en my pad verlig. So welkom vanmôre en ek hoop dat hierdie kosbare tydjie vir jou van groot waarde sal wees. Wanneer ons stil word in ons harte en antwoorde soek, of leiding soek vir ons lewe of belangrike sake, sê die woord van die Here dat ons nie op ons eie insigte moet staatmaak nie, maar dat ons moet vertrou op God se woord en sy Heilige Gees om ons te lei op elke tree van ons pad. Nou die skriflesing wat ek vanoggend wil gebruik kom vanuit Psalm 119 vers 105. Daar sê die woord van die Here: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nou ek wil vanmôre sommer net saam met jou oor hierdie paar woorde kom dink. Ons leef in 'n wêreld vol onsekerheid. Elke dag moet ons besluite neem. Soms weet ons nie watter kant toe, watter rigting om te kies nie. Die hele lewe is vol besluite en keuses. Dit is juis in sulke tye dat God vir ons 'n wonderlike belofte gee. Hy sê vir jou en vir my vanoggend, sy woord is 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad. Nou dit is so belangrik om vandag te verstaan dat die Psalm nie sê God se woord is 'n soeklig, 'n spotlight, wat die hele pad verlig vir die volgende 20 jaar nie. Nee, dis 'n lamp vir jou voet. Nou in die Bybelse tye was 'n lamp 'n klein liggie, wat soos 'n olieliggie was, en het dit net genoeg lig gegee vir jou volgende tree. So God vra nie dat ons alles vooruit moet weet of sien nie. Hy vra juis dat ons hom genoeg sal vertrou om die volgende stap van gehoorsaamheid te neem op sterkte van sy leiding vir die volgende tree. Dis 'n kosbare gedagte. Baie mense wag eers vir antwoorde jare vooruit voordat hulle gehoorsaam wil wees. Maar God sê vandag vir jou en vir my, neem die eerste tree volgens my woord en ek sal jou die volgende tree en die volgende stap ook wys. Nou wanneer ons sonder God se woord probeer leef, eindig ons in wanorde en chaos, loop ons maklik in die donker. Ons emosies verander, mense se opinies maak 'n indruk op ons, en ons spoor ons baie maklik. Die wêreld se waardes verander konstant en gedurig, maar God se woord verander nooit nie. Dit bly die vaste waarheid waarop ons ganse lewe kan bou, die fondasie van ons lewe. God se woord is gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde. Dis die waarheid wat nooit ooit verander of sal aanpas
volgens ons voorkeur nie. Miskien staan jy vandag by 'n kruispunt of 'n keuse of 'n krisis in jou lewe waar jy God se leiding, sy lig nodig het. Jy wonder oor jou toekoms. Miskien wonder jy oor jou gesin, jou werk of oor jou bediening. Die antwoord begin nie deur na jou verstand te probeer luister en jou eie insig op dit te probeer staatmaak nie, maar deur jou hart oop te maak vir God se woord. Jy sien, hoe meer tyd jy in sy woord deurbring, hoe duideliker sal sy leiding vir jou en vir my elke dag word. 1 Petrus 2 sê, verlang soos pasgebore babatjies na die onvervalste melk van die woord. Daar is nog iets besonders aan 'n lamp. Dit is nutteloos as dit net op die rak staan. Dit moet gebruik word, dit moet aangesteek word en dan gebruik word. Net so help dit nie vir ons as ons 'n Bybel in die huis het en dit net as 'n versiering daar op ons bedkassie lê en ons dit nooit lees of oordink of toelaat dat die Heilige Gees die woorde vir ons oopbreek en ons lei deur God se woord. En meer nog, dit help niks as ons dit lees en ons leef dit nie uit nie. God se woord bring verandering wanneer dit deel van ons daaglikse lewe word, prakties, wanneer die hoor 'n doen word. Jesus self is die lewende woord. As ons hom volg, sal ons nooit in die duisternis wandel nie. Selfs wanneer die pad moeilik raak, gee hy vir ons genoeg lig, al is dit net 1 tree verder, gee hy vir ons genoeg lig vir ons volgende tree. Ek wil afsluit vanmôre. En ek wil jou vra jouself 'n bietjie vandag. Vertrou ek op die Here of vertrou ek op my eie insig? Leef ek op my eie raad en die wêreld se insigte of vat ek die Here op sy woord en vertrou ek hom? Laat ek sy woorde toe om my lewe te rig, sy Heilige Gees. Neem ek elke dag die volgende stap in geloof in sy woord, omdat sy lig, sy woord, my lig geword het. Soms is dit belangrik om te besef en te aanvaar. Here, al sien ek nie die hele pad nie, U gee vir my net genoeg lig vir die volgende tree, en daarby sal ek berus en ek sal U vertrou. Help my om U woord te vertrou en dit te gehoorsaam. Lei my op die pad wat U vir my bestem het. Nie wat ek begeer nie, maar U wil, Here. Want U weet wat die beste is vir my en vir my lewe. Onthou, as God se woord jou lamp is, hoef jy nooit bang te wees vir die donker nie. Want die lig van hierdie donker wêreld stap saam met jou. En weet jy wie hy is? Sy naam is Jesus. Ek wil hierdie woorde uit Johannes 1 vir jou gee, wat so kosbare woorde is. Johannes 1 en dan wil ek afsluit met Johannes 14. Johannes 1 vers 3 tot 5 sê, alle dinge het deur Jesus ontstaan. Hy is die woord, né? Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En dan sê hy hierdie kosbare woorde, hoor dit nou vanmôre, oor die lig vir jou pad. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense, van die wêreld. Dan sê vers 5, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Hierdie liedjie is my so kosbaar, omdat dit kom vanuit Johannes 14 uit, waar Jesus sê, ek sal tot die Vader bid,
En ek sal vir julle 'n ander trooster stuur. Die Gees van waarheid. Hoekom? Om julle te lei met my lig, om julle te leer, om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Want jy sien, as ons loop in sy weë, dan loop ons in die lig. En dan het ons genoeg lig elke dag om die volgende tree te gee. Kom o Skepper Gees, lewendmakend Gees, kom in al die volheid, kom in al die krag, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees ek in my trooster, kom o Skepper Gees, lei my in die waarheid, leer my van die siel, wees ek in my trooster, kom o Skepper Gees.